Goeiemôre, dit is Gabi wat praat. Baie welkom vanoggend. Ek glo dat soos die woord uitgaan, elkeen van ons aangeraak en bemoedig sal word. Besonder welkom as dit vanoggend die eerste keer is wat jy inskakel. Ons gaan vandag uit verskeie dele van die Bybel met mekaar lees en ek glo dat die Here deur sy Heilige Gees die woord sal lewendig maak en ons sal bemoedig en dat elkeen van ons bly hiervanaf sal vertrek. Die opskrif van die preek is Lean not on your own understanding. Afrikaans, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Dit is iets wat ek baie keer mee sukkel, want ek hou daarvan om logies te dink en partykeer gee die Here 'n indruk in my hart wat ek dan teen my eie persoonlikheid moet optree en miskien 'n boodskap vir iemand moet deurgee. Nou, dit het hierdie week wat verby is gebeur en ek het 'n boodskap vir iemand gestuur om hom te bemoedig, wat ek gevoel het die Here het op my hart gelê en dit het so 'n goddelike reaksie gehad dat ek bykans onmiddellik, dit was al eintlik laat in die aand gewees, het hierdie man vir my vanuit 'n ander land uitgebel en vir my net gesê hoeveel dit vir hom beteken. So alle eer aan die Here en ek wil dan ook vanoggend voel ek die Here het hierdie op my hart gelê dat elkeen van ons die stem van die Here sal erken en dan volgens die opdrag van die Here sal handel, al maak dit vir jou op daai oomblik nie sin nie. Maar dan is daar ook natuurlik 'n tweede aspek dat in ons dag tot dag se bestaan, as die Here vir jou in besigheid of in 'n verhouding sê hoe jy moet optree, wat dalk nie vir jou sin maak nie, dat jy dan wel sal handel op grond van die indruk in jou hart en die stem van die Here. Kom ons bid saam. Hemelvader, dit is my gebed, Here, dat vanoggend, wanneer u woord uitgaan, Here, dit soos 'n vars bries sal wees. Here, ek wil vir u vra dat wanneer ons met mekaar die woord van God deel, u deur u Heilige Gees dit lewendig maak. Here, en ek weet, al lees ek net 'n klompie goed vanuit die woord uit, Here, dan weet ek die Heilige Gees, Here, bevestig daardie woord en maak dit lewendig. Here, en ek wil vir u vra dat waar ek uitdagings in my lewe het, dat ek u stem sal herken, Here, en dan daarvolgens sal handel en nie op my eie insigte sal staat maak nie. En ek bid veral, Here, vir elkeen wat ingeskakel is en natuurlik ook vir myself, dat ons nie 'n kompromis sal aangaan ten opsigte van ons oortuiginge nie, Here. Here, want wanneer ons onder druk is, dan kan ons maklik 'n fout maak om te probeer buite u wil handel. So ek bid, Here, dat hierdie woord wat vanoggend uitgaan, elkeen van ons sal bemoedig en dat ons dit in ons hart kan saamdra, dat ons dit ook kan aangee, Here, vir iemand wat dalk nie ingeskakel was nie. Ek bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil graag lees, ek gaan in Engels lees, wat die opskrif van die preek is. Die opskrif kom uit Spreuke uit, Proverbs, en dit is Proverbs 3 verse 5 to 6, the New King James Version. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Nou goed, hierdie is 'n mondvol net uit hierdie twee verse uit. Ek gaan uit die 53 vertaling uit Afrikaans uitlees, ons gaan nou uit Handelinge lees. Maar dit is vir my so 'n goeie voorbeeld. Ons gaan lees van Filippus, wat die hofdienaar van Ethiopië ontmoet het, dat as ons hierna kyk, dat jy so die Here se hand in hierdie hele aksie kon sien, en ook kan sien dat Filippus of enige mens nooit daardie uit sy eie uit kon doen nie, maar dat dit 'n indruk van die Here was op sy hart en die Heilige Gees vir hom leiding gegee het, en die resultaat is 'n goddelike resultaat. Nou dit is my gebed, dat dit met elkeen van ons net so sal wees, dat as ons die Here se stem herken, ons handel daarvolgens, dan weet ek, dit sal 'n goddelike resultaat wees.
Vir enige skrifdeel om toepaslik in jou lewe te wees, is dit belangrik om die Here se stem te onderskei en dan die indruk wat hy op jou hart gee, of sy stem, dan om daarvolgens te handel. Met ander woorde, as jy kan die Bybel oopmaak en dit kan eintlik maar redelik dood wees as die Heilige Gees dit nie lewendig maak nie. Maar as uit jou eie ervaring uit en kennis van die Bybel, as die Here 'n skrifdeel wakker maak in jou hart en jy moet dit vir iemand deel of jy moet daarvolgens handel, dan is daar 'n goddelike resultaat. Ons gaan uit die Bybel uit met mekaar deel, soos ek genoem het, oor die verhaal in Handelinge, waar Filippus op 'n opdrag van die Heilige Gees gehandel het, en ook 'n paar gedagtes deel, wat so 'n handeling tot gevolg kan hê. Goed, ons lees uit die Bybel uit Handelinge 8, die opskrif hierso is Filippus en die hofdienaar van Ethiopië. Ek gaan lees vanaf vers 26. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. En dit is 'n eensame pad. Hierdie is vir my eintlik wonderlik, 'n baie kort beknopte opdrag, en die engel verduidelik vir Filippus presies waarheen hy moet gaan, en hy verduidelik die omstandighede. Ek dink ek sou eintlik rustig gewees het, in die sin van dat dit 'n eensame pad is. Ek sou nie my eie persoonlikheid daarvan gehou het as die engel vir my gesê het, maar daar's duisende mense op die pad nie. Dit sou my al 'n bietjie benoud gemaak het. Vers 27, toe het hy opgestaan en gegaan. Filippus het nie vertwyfeling gehad in die opdrag nie en hy het dadelik gehandel. Dit uit my ervaring uit is absoluut die beste. As jy die Here se stem erken, dan moenie wegstaan van die opdrag nie. Handel dit af en jy sal sien hoe God se hand beweeg. Goed, ek lees weer vers 27. Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Candace, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. Vers 28, en hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Nou hierdie is tog vir my eintlik wonderlik, want op hierdie eensame pad is hierdie Ethiopiër en Filippus staan 10 teen 1 daarso en hy sien hierdie wa en vers 29, toe praat die Heilige Gees met hom en dan sien ons hoe die verhaal hiervandaan ontwikkel. Vers 29, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. Hy het 10 teen 1 nader gedraf en by die wa, hy het nie laat die wa onder hom uitgegaan het nie. Vers 30, en Filippus het daarheen gehardloop en hom, dis nou die Ethiopiër, die profeet Jesaja hoor lees, en hy sê, verstaan u wel wat u lees? Die woord van God was hierso die aanknopingspunt gewees. Die Ethiopiër het natuurlik hardop gelees, vers 31, en hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. Goed, ek dink dit moes eintlik al wonderlik gewees het, en hoe vreemd is dit Filippus op hierdie eensame pad dan hierdie man ontmoet en hy kan reeds sien hoe 'n goddelike ontmoeting dit is as gevolg van die ontwikkeling van hierdie eerste interaksie tussen hierdie twee mense. Vers 32, en die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees was dit, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskrywe, want sy lewe word op die aarde weggeneem. Vers 34, en die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig.
Hierdie is wonderlik. Hierso kry Filippus 'n geleentheid om die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus aan hierdie vreemdeling, wat die woord van God het, maar dit nie verstaan nie, te verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Mense, in hierdie oggend wil ek vir jou vra, as jy nog nie gedoop is nie, wat verhinder jou om gedoop te word? Hierdie is 'n woord wat uitgaan, sodat jy kan handel volgens die woord van God. Die Here sê vir jou, jy moet jou bekeer en jou laat doop. So as jy hoegenaamd 'n vertwyfeling het in jou hart, weet dat hierdie 'n bevestiging is, dat jy dit moet doen. Vers 37, toe sê Filippus, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof. Dit is natuurlik waar vir elkeen wat nou die Heilige Gees nou in sy hart te werk. As jy nog nie die Here aangeneem het nie, is nou 'n geleentheid. Maak nie saak of jy op jou eie is en waar jy ook al in die wêreld mag wees wat jy inluister nie. Ek wil vir jou aanmoedig, ek het dit in my lewe nie gedoen nie. Indien hierdie woord uitgaan en dit is vir jou 'n bevestiging dat jy jou lewe moet neerlê en Jesus Christus die koning van jou lewe moet maak, wil ek jou aanmoedig om die datum neer te skryf. Ek lees weer vers 37. Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Dit is so eenvoudig soos dit is en jy neem hom aan as jou verlosser en jou koning. Vers 38. En hy het beveel dat die wa moet stilhou en hulle het albei in die water afgeklim. Filippus en die hofdienaar. En hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, maar hy het sy weg met blydskap gereis. Hierdie is net so 'n wonderlike vers, dat dit is 'n presisie missie wat Filippus op was. Dit wat die Here wou gehad het, hy moes doen, dit het hy gedoen, en toe het die Gees vir hom weggeneem. En die persoon van Ethiopië het sy reis verder met blydskap onderneem. Nou ek wil graag hê, ons gaan nou ietsie daaroor ook sê, ek het 'n goeie gedagte, dat die Heilige Gees het vaardig geraak oor hierdie persoon, en dit is hoekom hy met blydskap gereis het. Ons gaan nou sien, ek gaan 'n vers aanhaal, wat dit kan bevestig. Vers 40, maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Dit is wonderlik, as ons volgens die opdrag van die Here handel, dan is ons lewe 'n avontuur, en ons sal plekke besoek, wat ons nie geweet het, dit het nie in ons hart opgekom, dat ons soontoe sou gaan, of dat ons daardie ding sou doen nie. Dit is my gebed, dat elkeen van ons 'n lewe van avontuur en van oorvloed, in afhanklikheid van die Here, sal lei. Goed, ek wil graag hierdie gedeelte 'n klein opsomming van gee. Filippus se gehoorsaamheid het tot 'n goddelike afspraak gelei. Nou ek weet uit my eie lewe uit, en ek glo daar's baie van julle wat kan getuig, dat dit is net so, dat 'n goddelike afspraak gebeur na aanleiding van jou gehoorsaamheid op die indruk wat jy in jou hart kry, die Here se stem. En as jy dan daarvolgens handel, dan ontmoet jy mense waar jy God se woord in hulle lewe kan inspreek, mense wat jy nog nooit ontmoet het nie. Party ontmoet jy net een keer in jou lewe, maar party ontmoet jy dalk 6 maande weer na die tyd, en dan kan jy sien hoe die Here vir jou gebruik het, en hoe daardie persoon se lewe verander het. Die tweede punt, die Ethiopiër is gered. Hy het Jesus aangeneem. Nou, ek wil vir jou sê, dat die Bybel sê, daar is 2 tye wat ons die woord van God kan verkondig. Die een is tydig, en die ander een is ontydig. So, as jy nog nooit iemand na die Here toe gelei het nie, bid ek nou, dat die Here vir jou op 'n sagte manier 'n geleentheid gee, en dan, as jy die geleentheid erken, dat jy sal handel volgens die woord van God, en die res moet ons aan hom oorlaat. Goed, die Ethiopiër is gedoop, en ek gaan net graag
hierso by herhaling weer noem, as dit jy is met wie die Here vandag praat, wat nog nie gedoop is nie, wil ek vir jou vra, moenie dit uitstel nie. Laat jouself doop en dan beweeg jy aan. Ek glo die Ethiopiër is met die Gees van God vervul. Hy het sy reis met blydskap voortgesit. Dit kom uit die gedeelte wat ons nou net met mekaar gedeel het. As ons kyk na Romeine 14 in die Afrikaans 53 vertaling, dan staan daar so die volgende: want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap, amen, in die Heilige Gees. Met ander woorde, die Bybel weerspreek homself nie, en daar is soveel bevestigings in die woord van God, as jy daarin tyd spandeer, dat die Here vir jou sal uitlig, soos hierdie vers wat vir jou dan net sal bevestig, dat blydskap is 'n deel van die Heilige Gees in jou lewe. Die Ethiopiër sou natuurlik ook 'n getuie wees, waar hy ook al heen sou gaan. Nou goed, ek dink dit is algemene kennis, as ons kyk dat hoe 'n groot hoeveelheid mense is Christene, selfs vandag nog in Ethiopië, en dan wat sommer net vir my ook geweldig interessant is, en ek glo ook heelwat van julle wat ingeskakel is, sal dit weet van die klipkerke wat in Ethiopië is, wat ek glo 'n direkte uitvloeisel van onder andere hierdie handeling wat in die Bybel opgeteken is, wat Filippus en die Ethiopiër met mekaar gesels het as 'n gevolg is. Goed, ek wil sommer net ook graag begin afsluit, maar dan wil ek net uit die Bybel uit deel van hoe herken ons die stem van die Here. Nou, daar is sekerlik baie mense wat verskillende goed kan getuig. Jy kan vra, Here, kan iemand vir my 'n woord gee, maar soos 'n spesifieke woord, dit is een metode wat jy die Here se stem kan hoor, of jy kan die Bybel lees en dan raak dit vir jou lewendig. Maar jy kan ook 'n indruk in jou hart kry, en ek wil graag met julle deel iets wat vir myself baie beteken en wat ek nie altyd verstaan het nie. Dis Lukas 24 vers 32, en so 'n klein bietjie agtergrond vir die van julle wat weet of nie weet nie, dit is die verhaal van die Emmausgangers. En die gedeelte wat ek nou gaan aanhaal, het Jesus reeds verdwyn uit hulle gesig uit, nadat hy die brood gebreek het, en hulle twee het met mekaar gepraat. En daar was vir my, wat ek nou net met julle gaan deel, so 'n belangrike deel in my eie reis met die Here, wat vir my soveel bemoedig het, wat hierso opgeteken is. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Met ander woorde, daar het iets in hulle hart gebeur, maar terwyl die Here met hulle gepraat het op pad, en die skrifte vir hulle uitgelê het, was hulle oë nog toe gewees, hulle het hom nie erken nie. So wat ek daardeur wil sê, is dat ons wat vandag aan die Here behoort, maar ons kan steeds nie die Here sien nie, maar die skrif wat uitgelê word, kan iets brandende in ons hart doen. Met ander woorde, dit is iets wat jy nie met jou verstand kan, kom ons noem dit, verklaar nie. Dit is iets buite jou logiese denke. Maar hoe meer jy daarop handel, hoe meer sal jy sien dat dit is die stem van die Here. Goed, en dan wil ek ook graag net iets nog met julle deel, Jeremia 30 vers 2. So spreek die Here, die God van Israel, skryf vir jou in 'n boek al die woorde wat ek met jou gespreek het. Elkeen wat sou vandag inluister, en jy het dalk 'n belofte of 'n behoefte, en die Here het al vir jou 'n woord gegee. Dit kan uit die Bybel wees wat jy self gelees het, of via iemand het dalk net vir jou bemoedig met 'n skrif. Wil ek jou aanmoedig om dit neer te skryf, want dit is goed vir jou om dit voor oë te hou, en dit is goed vir my, dit is hoekom ek dit graag met julle deel. En dan wanneer vertwyfeling jou besoek, of wanneer jy op jou logiese denke wil staatmaak, spreek hierdie woord uit, haal hierdie skrif aan, en bly vasklou aan dit wat die Here vir jou gesê het. En dan, as jy vandag hier so staan en sê, maar weet jy Here, ek het 'n woord van U nodig,
ek weet nie watter kant toe nie. En geen logiese denke wat ek toepas help my nie. Dan sê die Here in Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Ek haal dit aan uit die 53 vertaling. Sou jy dan daardie indruk in jou hart kry en jy het daardie skrifdeel, dan wil ek baie vir jou aanmoedig om wat ek nou net na verwys het, skryf dit neer vir jou in 'n boek, sodat jy dit kan onthou. Iets anders wat die Here op my hart gelê het, dit staan in, dis die laaste skrifdeel wat ek graag wil aanhaal, Psalm 46 vers 10, en ek gaan uit die New King James Version lees. Hierdie is net so belangrik, dat ons kan 'n oormaat van inligting op sosiale media, en ek praat van goddelike inligting, in onsself inpomp. In hierdie vers sê die Here, be still and know I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Wanneer ons met 'n uitdaging in ons lewe sit, of wanneer jy net in jou dag tot dag handel, jou werk, jou huwelik, kinders wat skool toe gaan, moet opereer. Sit 'n gedeelte uit waar jy net luister. Dit is nie nodig, selfs in 'n gebedsvergadering is dit baie beter om eers te luister en dan te bid, as om net te bid uit gewoonte uit. Dit is nie nodig dat daar altyd geraas of geluide hoef te wees nie. Die Here opereer baie keer in die stilte. Hy sal 'n skrifdeel in jou hart wakker maak, iets wat jy vir jare dalk nie aangedink het nie, of 'n insident. So dit is my gebed, dat wanneer ek afsluit, dat hierdie woord wat vandag uitgegaan het, iets vir jou beteken, en dat elkeen van ons genoeg stilte tyd sal hê om die stem van die Here te erken, en dan nie benoud te wees om dit neer te pen nie, en dan wanneer jy moet handel, en indien jy moet handel, op grond van daardie woord, dat jy dan op die grond van daardie woord sal handel. Amen. Kom ek sluit af vir ons. Hemelvader, ek sê vir U dankie, Here, vir U woord, wat ons kan bemoedig, Here, en wat vir ons kan nuwe krag gee. Here, U woord is in staat, Here, om heling in ons liggame te bring. Here, en ek bid dit vir myself, en ek bid dit vir elkeen wat dit nodig het. Here, maar dan bid ek veral, dat op hierdie dag en hierdie week vorentoe, Here, dat ons nie op ons eie vermoë staat maak nie, maar dat ons by U hoor, en dan, wanneer U met ons praat, Here, of dit iets met ons eie lewe te doen het, of waar U vir ons as 'n dienskneg en 'n instrument wil aanwend, Here, dat ons dan volgens U woord sal handel. Ek bid U seën af oor elkeen wat ingeskakel is, in die naam van Jesus. Amen.